Vriende, goeiemôre. Dis vandag Palmsondag en ek staan hier onder 'n palmboom vandag om ons die huis bietjie terug te vat na daai dag toe Jesus agterop 'n donkie se rug in Jerusalem ingery het en die mense palmtakke afgepluk het en dit gewaai het soos vlae voor hom en aan hom ere gegee het en hom besing het as die koning, die Messias wat in die naam van die Here kom. Hulle het gesing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Daai lied wat die engele ook gesing het met Jesus se geboorte. Mag jy vandag weet en vandag hoor dat daai koning, daai persoon wat op 'n geleende donkie se rug gery het, die ene wat in die naam van die Here kom, jou vandag groet. En dat hy sê dat sy genade en sy liefde en sy vrede ook nou daar by jou is. Amen. Vriende, ja, dit is so lekker om weer saam met jou te kuier vanoggend op hierdie Palmsondag. Sjoe, mag dit vir jou regtig geseënd wees en mag jy sommer vir Jesus beleef ook as jou koning vandag, waar ons gaan sing en saam gaan bid en saam 'n stukkie gaan lees ook en 'n boodskap gaan kry. Mag jy regtig die Here leer ken vandag as jou koning, ongeag wat. Ons gaan die diens sommer lekker afskop ook deur 'n paar liedere saam te sing tot eer van die Here. So ons gaan die palmtakke nou swaai saam met daai skare. Ons gaan jubel en juig die Here te toesing as ons koning. So ek wil jou uitnooi, daar agter jou rekenaar, agter jou selfoonskerm, agter jou tablet, agter die TV-skerm, kry jou man en jou vrou, kry die kinders, kry vir oupa en ouma, kry sommer vir almal bymekaar. En dan sing ons lekker saam, tot eer van die Here se naam. Daar is mag in sy woord.
Here Jesus, dankie dat ons kan sing, Here, dat U die een is wat regeer op hierdie aarde. Dankie dat ons ook kan sing, Here, dat U vir ons so lief is, dat U aarde toe gekom het in ons plek, Here. U wat die lig vir die wêreld is. En ons wil U alleen aanbid, Here. Ons wil met ons harte, met ons stemme, met elke liewe deel van ons, wil ons regtig U naam besing. Here, help ons as ons nou ook 'n boodskap gaan kry. Here, maak ons harte oop en ons ore oop, ons oë oop, ons verstand op, Here, om regtig die boodskap wat U vandag vir ons het, te kan hoor en kom berg dit in ons hart. Heilige Gees, ons bid dat U nou sal kom en met elkeen van ons sal kom praat. Ja, spreek, Here, want ons is U kinders en ons wil graag luister na wat U vir ons wil sê vandag. Amen. Ek is 'n groot Cheetah fan. Nou die dag, toe kyk ek weer 2016 se Currie-Beeker eindstryd. Nou 2016 se Currie-Beeker was 'n ongelooflike reeks vir die Cheetahs gewees. Al die wedstryde is op 'n ongelooflike wyse gewen. En al wat nou oorgebly het, was die finale in Bloemfontein teen die Blou Bulle. Die stadion was daardie dag gepak. En daar was 'n ongelooflike atmosfeer in die stadion. Soos hulle sê, elektries. Maar die mooiste van alles was die oranje vlae wat die hele stadion gewapper het. En die gejubel en gejuig van al die ondersteuners as die Cheetahs punte gekry het. En kyk, toe die eindfluitjie blaas, was dit wow. Vandag met Palmsondag dink ons terug daaraan hoe Jesus op 'n geleende donkie in Jerusalem ingery het. Daardie dag was daar ook 'n skare mense gewees. Die atmosfeer was ook elektries. Mense het gejubel en gejuig. Hulle het palmtakke as vlae rondgewapper. Dit was ook wow gewees. In die verhaal van Jesus se intog in Markus 11 vers 1 tot 11 word Jesus as 'n koning voorgestel. Ons sien dit al reeds aan die begin van hierdie verhaal as hy 2 disippels vorentoe stuur na Betfage toe. Hy weet die plek waar die donkie is. Hy weet in watter toestand die donkie is. Hy weet ook die gesprek wat daarby gaan volg en dit alles wil vir ons sy goddelike mag en sy gesag kom wys. Hy is hierdie goddelike koning wat hier geïllustreer word. Die jong donkie wat nog nooit deur iemand gery is nie, word ook spesifiek genoem. Die rede is dat enige diere wat in daai tyd vir heilige of koninklike gebruik eenkant gesit is, was nie gebruik vir enige ander doel behalwe vir dit waarvoor dit bestem is nie. Die sinnetjie die Here het hom nodig beteken dat dit nie sommer enige iemand was wat hierdie donkie nodig gehad het nie. Nee, dit was die regte eienaar, die eintlike eienaar, die goddelike eienaar wat hierdie donkie nodig gehad het. Maar Jesus se koningskap is ook heeltemal anders as wat 'n mens verwag. Die feit dat dit 'n geleende donkie is waarop hierdie koning in Jerusalem inry, help ons om te onthou hoe anders sy koningskap is. Hy is die lewende God, die koning met mag en heerskappy oor almal en alles, wat 'n stoffelike mens geword het. Hy is in 'n eenvoudige krib in 'n stal gebore en sy eerste besoekers was gewone skaapwagters en konings van 'n ver land. Hy het groot geword in 'n dorpie in Galilea, Nasaret as 'n timmerman se seun, 'n gewone kind met 'n ongelooflike insig in God sy Vader se woord. Hy het nêrens 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie. Nie 'n grand paleis of selfs 'n eenvoudige huisie nie. Hy het 'n groep uiteenlopende vriende gehad, nie net prinse en hofdames en manne van hoë aansien nie, maar gewone mans en vrouens met gewone werke, as ook mense in die Joodse raad. Vriende van verskillende klasse, werke en selfs ideologieë. Hy het gekom om mense te dien, soveel so dat hy as rabbi sy eie disippels se voete gewas het. Jesus ry as 'n triomfanklike koning Jerusalem binne, maar hy sou in daardie selfde week gespot, geslaan en vasgespijker word aan 'n kruis en wreed sterf soos 'n misdadiger, soos die slegste van die slegstes.
Ja, hierdie mense kom klap hulle hande, hulle juig triomfantlik, hulle besing sy lof. Maar daar is 'n misverstand. Oor 'n paar dae sou baie van dieselfde mense in die skare teleurgesteld en woedend uitroep: kruisig hom. Hulle verwagting, terwyl Jesus hier in Jerusalem inry, was dat Jesus oor die Paastyd soos 'n aardse koning met sy weermag die Romeine sou kom oorwin en as Messias op die troon in Jerusalem sit. Maar Jesus, die man waarvan hulle soveel ongelooflike goed gehoor het nie aan hulle verwagtings voldoen nie. Ek sal nooit vergeet hoe baie van die Cheetah-ondersteuners 2 jaar na hierdie ongelooflike oorwinning in 2016, in 2018 toe die Cheetahs heel onder geëindig het aan die punteleer, ook woedend en teleurgesteld was nie. Hierdie kampioenspan waarvan hulle so baie verwag het, waarop hulle so baie drome gebou het, waarop hulle so opgewonde was, het hulle nou so teleurgestel. En daai klomp oranje vla en oranje klere wat hulle gehad het, wat hulle so opgewonde gedra het, daai opgewondenheid was nou iewers diep binnekant in 'n kas weggebêre. En dit was so erg geweest dat min mense eintlik sou sê dat hulle fans was van die oranje span. Voel jy ook soms so asof Jesus jou as koning teleurstel? Asof hy nie aan jou verwagtings voldoen. Al daai eer en daai lof wat jy en ander mense om besing, daai Jesus vlaggie wat jy so lekker waai, dit voel so leeg. Want hy kom dan nie deur vir jou nie, hy's dan nie daar as jy hom nodig het nie. Hy lyk asof hy regtig regeer in hierdie wêreld nie. N.T. Wright skryf, terwyl ons saam met Jesus in Jerusalem aankom, moet ons op 'n dringende vraag antwoord. Reis ons saam met Jesus met die hoop dat hy sommige van ons eie verwagtinge en ambisies sal vervul? Is ons reg om lofsange te sing, maar net so lank dit lyk of Jesus doen wat ons wil hê? Die lang, stowwerige pad van ons pelgrimsreise gee ons genoeg tyd om die motiewe waarmee ons Jesus volg uit te sorteer. Is ons gereed om nie net ons klere op die pad voor hom te gooi nie? Is ons gereed om nie net die vertonerige en flamboyante ding te doen, maar om ook hom te volg wanneer moeilikheid, kontroversie, verhoor en dood volg? Baie mense volg Jesus soos ons sportspanne volg. Hulle is fans daar in die paviljoene wat Jesus se naam besing en wat vir hom lof toejuig en wat sê jee Jesus en wat Jesus se vlaggie waai. En hulle doen dit net omdat hulle iets uit Jesus uit kan kry, omdat dit lyk asof Jesus die oorwinnaar is, omdat Jesus vir hulle iets kan doen, omdat hy die laaste uitweg is. Maar die oomblik as dit lyk asof Jesus verloor, die oomblik as dit lyk asof Jesus nie meer die koning is nie, dan hoor ons nie meer die fans nie, dan waai ons nie meer die vlaggies nie. Jesus soek nie fans nie, hy soek nie 'n skare mense wat hom leë lofsange en toejuigings bied nie. Nee, hy soek followers. Hy soek volgelinge wat hom sal volg, maak nie saak wat gebeur nie. Selfs al kos dit hulle ook 'n kruis. Want sien, hierdie koning op die geleende donkie, hierdie koning het geweet dat die oorwinning oor die dood en die duisternis deur 'n kruis, deur lyding, deur swaar kry moes kom. Sadhu Sundar Singh het gesê, as ons nie die kruis van die Heer dra nie, sal ons die kruis van die wêreld met al die aardse dinge moet dra. Die wat die kruis van die Heer dra, weet uit ervaring dat hierdie kruis hulle dra en veilig by hulle bestemming sal bring. Die kruis van die wêreld daarenteen trek ons af en lei tot vernietiging. Watter kruis dra jy? Om 'n follower te wees beteken nie dinge in jou lewe gaan altyd net goed gaan. Maar 'n volgeling is anders as net 'n fan. Waar 'n fan ophou sy vlaggie waai as dit sleg gaan of as dit lyk asof Jesus nie meer wen nie, is 'n follower iemand wat sy palmtak nog steeds swaai. Wat nog steeds, al val die lyding van die kruis soos 'n skaduwee oor sy lewe, jubel en juig hy uit. Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Hier in die begin van Lydensweek op pad na Goeie Vrydag toe,
Terwyl ons almal agter Jesus ons koning aanstap en ons palmtakke swaai en ons jubel en juig hom toe as die koning, mag ons nie net fans wees nie. Maar mag ons followers wees van Jesus, volgelinge wat die pad saam met Jesus sal stap, end uit, tot by die kruis. Mag ek en jy bly wapper vir Jesus. Mag ons hom in hierdie tyd wat ons nou het, mag ons hom leer ken as die koning, die enigste en almagtige koning, wat op die troon sit, wat regeer, wat oorwin. En mag ons, ongeag wat ook al gebeur, of ek of een van my geliefdes siek word of doodgaan in hierdie tyd, of ek dalk my werk gaan verloor, of ek dalk minder salaris gaan kry, mag ons bly bely, terwyl ons die palmtakke swaai. Die Here is hier. Jesus is koning. Loof en prys hom wat in die naam van die Here kom. Amen. Daar's daai baie mooi lied wat ons hier by Buffeljag sing, daai ou halleluja lied, daar's 'n dierbare kruis. Kom ons sluit ons erediens af met hierdie baie mooi lied van daar's 'n dierbare kruis. En veral daai koorgedeelte. Kom ons sing daai koorgedeelte terwyl ons 'n vlag, Jesus se vlag wapper in ons lewe. As ons sing by die kruis wil ek bly. Want ons weet dis deur die kruis wat ons die kroon, die ewige kroon verkry. Kom ons sing lekker saam, daar's 'n dierbare kruis. Ontvang ook nou die Here se seën. Mag jy weet dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die heilige teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou sal bly, vandag, môre, elke dag, tot in alle ewigheid. Amen. Mag jy 'n mooi week hê, mag jy bly wapper vir Jesus. Sien jou op Goeie Vrydag weer. Tata.